Die Heilige Skrif lees ons nou uit Matteus 26. Matteus 26, net soos verlede Sondag, net 'n ander paragraaf. Vers 26 begin ons. En dan Sondag gaan ons lees uit Johannes 20, wanneer dit gaan oor Thomas en die opstanding van Jesus Christus. So verlede Sondag het ons gekyk na Judas, hoe die Here met Judas gewerk het. Vanmôre gaan ons kyk na Petrus en hoe die Here met Petrus gewerk het. En dan, soos ek gesê het, oormôre Sondag Paasfees, die hoogtepunt op die Christelike kalender, Paasfees, gaan ons kyk na Thomas Didymus. Ons lees by Matteus 26 by vers 26 af na 35 toe en dan ook by 69 tot 75. Ons het so pas lank gestaan, so ons kan maar sit nou, maar ons buig wel ons harte in eerbied voor God se woord, wat die onfeilbare skrif is. Vers 26 van Matteus 26, terwyl hulle eet, dis die donderdag aand, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met hierdie woorde: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle: Julle almal sal vannag nog vir my in die steek laat. Daar staan immers geskryf: Ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Daarop het Petrus vir hom gesê: Al sal hulle u almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom: Dit verseker ek jou, vannag nog voordat die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. Petrus sê: Al moet ek saam met u sterf, ek sal u beslis nie verloon nie. Al die ander disippels het ook so gesê. En dan by vers 69, Petrus het buite in die binnehof gesit toe 'n diensmeisie na hom kom en sê: Jy was ook saam met Jesus die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken: Ek weet nie waarvan jy praat nie. Hy gaan toe na die uitgang van die binnehof en daar sien 'n ander diensmeisie hom en sê vir die wat daar staan: Hierdie man was saam met Jesus van Nasaret. Weer het Petrus dit ontken en met 'n eed gesê: Ek ken nie die man nie. Rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus en sê: Dis waar, jy is ook een van hulle, 'n mens kan dit aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en sweer: Ek ken nie die man nie. Op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het: Voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Ons lees tot sover uit die Heilige Skrif vanoggend saam. Ek dink as daar een gedeelte in die skrif is wat 'n mens altyd deur maar weer geneig is om verkeerd te wil verstaan, dan is dit sekerlik hierdie een wat gaan oor Petrus wat vir Jesus verloon. Want gewoonlik dink ons hieroor soos volg. Ons dink by onsself: Kyk, ja, Petrus het nou verskriklik laag gedaal
En ongelukkig het hy dit nou gedoen, maar gelukkig was hy daarom moreel geestelik goed genoeg om weer berou te kon hê. Hy was dan gelukkig 'n tikkie beter mens as Judas. So die boodskap vir ons, so redeneer ons moet nou ook hard gaan probeer om nie te doen wat Petrus gedoen het nie, en indien ons wel faal, dan moet ons ook probeer berou hê, soos Petrus gehad het. Dis wat 'n mens normaalweg dink, wat die gedeelte sê. En tog praat die Bybel op 'n heel ander manier oor Petrus se val. Ek wil vir u nooi vanmôre op hierdie blye goeie Vrydag geleentheid om hierdie ontdekking saam met my te kom meemaak vanmôre. Ontdekking wat 'n mens eintlik opgewonde maak, want dit is immers goeie Vrydag. Dat ons die goedheid, die opgewondenheid kan beleef van die evangelie. Want die ding wat ons moet raak sien wanneer dit oor Petrus gaan, is dat ons moet raak sien dat dit in Petrus se dade eintlik oor Jesus se dade gaan. Dat Jesus se groot dade vir Petrus hoop gegee het en ook vir ons hoop gee. Want dit wat voorop staan is nie soos dit lyk nie. Dit lyk asof Petrus se verloning voorop staan, maar nee, as jy mooi gaan lees dan sien jy, wat voorop staan is die manier waarop Jesus nog voordat Petrus hom gefaal het, vooruit voorsorg getref het om hom uiteindelik te kon behou. Al het hy ook geval. Petrus se uiteindelike herstel was te danke aan die voorsorg wat die Here Jesus vooraf getref het. Voordat Petrus geval het, het hy voorsorg getref. En ek wil vir u nooi om vir 'n paar minute net saam met my na hierdie aangrypende waarheid uit die woord van die Here saam te kyk. En dit begin natuurlik by waar ons begin lees het. By vers 26 van hoofstuk 26, daar begin dit. Waar Jesus en die disippels die maal het, die donderdag aand voor die kruisiging. En onthou nou, hierdie maaltyd was voordat Petrus hom net ure later sou verloon. Later in die nag. Maar by daardie maaltyd skep die Here Jesus, binne oomblikke, skep die Here Jesus letterlik 'n splinternuwe feesmaal. Voor hulle oë gee hy aan die Ou Testamentiese Pasga 'n nuwe betekenis. En hy vervul die Pasga in homself. Terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee hy dit vir die disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Wat? Waarvan praat die man? Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie vergiet word, tot vergewing van sondes. My vriend, jy sal nooit van jou sondes vergewe wees, as jy nie die vergifnis in die bloed van Jesus vind nie. Hoor wat die Bybel sê. Mense probeer allerhande stappies maak, maar ek wil vir u sê, die woord van God sê, en daarom sê ek, jy sal nooit in die hemel kom as jy nie deur die bloed van Jesus Christus hemel toe gaan nie. Dit is die evangelie. Teen die einde van die ete neem Jesus daardie ongesuurde brood en daardie wyn en hy maak daarvan tekens van sy eie sterwe. Dis as dit ware asof hy vir hulle sê, in my eie woorde, asof hy vir hulle sê, hoorie, sien julle hoe breek ek hierdie brood en hoe skink ek hier? Kan julle sien hoe skink ek hierdie beker? So word die paaslammetjies daar buite deur die Jode gebreek en geslag op hierdie oomblik en so het die lammetjie se bloed gevloei. En so, soos wat die brood breek, so sal my liggaam binne ure verbrysel word en my bloed uitvloei. Dit is die eintlike betekenis, my disippels, julle 12 hier. Dis die eintlike betekenis van die destydse uitredding van die volk Israel uit Egipte en die duisende jare se Pasgafeeste. Dit het alles na my toe vooruitgewys. En dit gaan nou, hierdie nag vervul word, sê ek vir julle.
Dan gaan my bloed finaal gestort word. En daarom is die brood en die wyn nie meer bloedtekens nie, want my bloed gaan vloei, nou is die bloed klaar, nou is dit nie meer bloedtekens nie. Daarom gaan daar ook nie weer 'n geslagte paaslammetjie wees nie. En tog gaan julle in die toekoms nog steeds die paaslam eet. Al is daar nie meer 'n paaslam nie, gaan julle nog steeds die paaslam eet, want deur die brood en die wyn te eet en te drink, eet julle die paaslam, maar dis nie meer 'n diertjie nie. Want dis die ware betekenis daarvan wat julle nou in die geloof aanvaar. Julle eet my, die paaslam. Hierdie brood sê hy is my liggaam, hierdie wyn is my bloed. Kan jy sien hoe gee die Here Jesus letterlik homself, hoor nou net hier, hy gee homself in en met hierdie brood en wyn aan sy mense, amper kan jy sê tot in hulle binneste, deur die brood en wyn wat hulle eet en drink en insluk. Dit beteken nie dat die brood letterlik die fisiese liggaamlike Christus is of word, soos wat die Rooms-Katolieke glo nie. Die brood word nie verander, word nie getransubstansieer om Jesus se letterlike vlees te word nie. Wanneer Jesus sê, dit is my liggaam, dan sit hy daar liggaamlik by hulle, by daai tafel. Dis nie met eens 'n brood wat daar by hulle sit nie. Die brood is nie sy liggaam nie, dis gewone brood, en tog is dit sy liggaam. Wat beteken dit nou? Dit klink heel die mekaar. Wat beteken dit? Prediker, sê vir my, wat beteken dit? Wel, luister, ek gaan vir jou sê. Dis 'n teken van sy gebreekte liggaam. Net soos wat Kaapstad op 'n landkaart of op Google Maps Kaapstad is. En tog is dit nie Kaapstad nie. Ons weet almal, as jy op daai kaart kyk, as jy op daai Google Maps kyk, dit is Kaapstad. En wanneer jy jou vertroue daarop neersit dat daai kolletjie, daai spesifieke kolletjie op die kaart inderwaarheid Kaapstad is, dan sal jy in die ware Kaapstad kom en nie op 'n ander plek arriveer nie. Dan sal jy die ware Kaapstad smaak. Mits jy die korrekte teken op die kaart vertrou. Want die teken op die kaart is Kaapstad. Presies so is die brood die liggaam van Christus. En begin jy dit vertrou, begin jy die teken vertrou, dan smaak jy die ware Christus. Die apostel Paulus sê later vir die Korintiërs, in 1 Korintiërs 11, die bekende gedeelte, dan sê hy vir hulle, waar hy sê wat ek van die Here ontvang het, dis nou jare later, wat ek van die Here ontvang het, is wat ek ook aan julle oorgelewer het, gemeente in Korinte, naamlik dat die Here Jesus, nou verwys hy terug, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Dis hierdie donderdag aand. En nadat hy gedank het, het dit gebreek en gesê, neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit oor my nagedagtenis. Net so op die beker na die ete het hy gesê, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daai drink, met ander woorde, jy moet die nagmaal aanhou gebruik. Tot my gedagtenis, want so dikwels aanhou dus, as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here. Dis wat ons vanmôre hier doen, totdat hy kom. Hy het nog nie gekom nie, daarom hou ons aan. Die verbond wat deur Jesus se bloed verseël is, waarvan hy hier praat, en ook in Matteus 26 praat, is die permanente verhouding met God wat herstel is, want verbond beteken verbind.
Verbond gaan oor 'n verbinding. Die verbond is God se kontrak, waarmee hy homself aan mense wat nie aan hom verbind wil wees nie. Dis ons almal. En wat dit nie verdien om aan hom verbind te wees nie. Dis ook ons almal. Waardeur hy homself aan jou kom verbind, al wil jy nie aan hom verbind wees nie. Hy verbind hom aan sy vyande, en dan versoen hy hulle sondes, deur sy eie bloed te pleng, en sodoende wen hy hulle harte, sodat hulle in 'n verhouding, in 'n verbinding met hom wil lewe tot in ewigheid. Maar kan jy sien, hierdie verbinding kan nie realiseer sonder bloedvergieting nie. Dit kan nie realiseer sonder 'n offer nie, want die mens se skuld versper die pad. Die mens se skuld maak die verbinding onmoontlik. Die offer neem die skuld weg. Daarom sê Hebreërs 9:22, sonder bloedvergieting is daar nie vergifnis nie. Romeine 5 sê, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterwe het, toe ons nog sondaars was. Efesiërs 1:7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade. Dis almal wonderlik. En kyk na die twee wonderlike versekerings, wat 'n mens nie moet miskyk in hierdie gedeelte. Daar's twee versekerings, wat 'n mens nie moet miskyk nie. Here Jesus sê in vers 28, dat sy bloed vir baie vergiet word. Nie vir min nie, ook nie vir almal nie. Wel vir baie. Wie's hulle? In Johannes 10:11 sê Jesus, die goeie herder lê sy lewe af spesifiek vir die skape. Jy sien, Jesus se bloed het 'n spesifieke groep mense vanuit die ganse mensdom met 100% sekerheid en akkuraatheid met die Vader versoen aan die kruis. Wie's hulle? Die gelowiges, natuurlik. Die wat tot ware geloof in hom sou kom. Die skape, die mense wat die Vader voor die grondlegging van die wêreld reeds aan sy seun gegee het, sê Johannes 17:2. Hulle is effektief deur sy bloed aan die kruis met God versoen. Halleluja. Hoor, bevestig Openbaring 5 dit. Openbaring 5 vers 9 sê, u, dis Jesus, u, dis Christus die Here, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam, taal, volk en nasie. Wow, is dit nie 'n onbeskryflike wete, dat indien ek vandag 'n Christus gelowige mens is, indien ek weet dat God my geroep het, indien ek weet dat hy het genade my siel gered het, indien ek weet dat ek 'n bekeerde mens vanmôre is, dat ek mag weet dat my versoening met God tot in ewigheid nooit gaan misluk nie, want dit is iets wat ek in stand moet hou nie. Dit is iets wat ek in stand moet hou nie. Ek is ingesluit by die baie mense vir wie Jesus na die kruis toe gegaan het. Hy het met voorbedagte rade vir my en al die skape met die Vader versoen. Dis 'n voldonge feit. Dis vas. Dis waar. Dis ewig. Dis onvernietigbaar. Dis glorieryk. Dit gee sekerheid. Dit bied vastigheid. Dis onherroepelik. Dis heerlik. Dis onbeskryflik. Geen wonder dat die Here Jesus daardie donderige aand met soveel sekerheid ook reeds oor die toekoms kon praat nie. Hy sê, julle gaan die nuwe wyn saam met my drink in die koninkryk van my Vader. Hy verwys daar na die ewige saamwees op die nuwe aarde natuurlik. Maar kyk na die verbuisterende sekerheid waarmee die Here Jesus praat. Verbuisterende sekerheid. Hy vat daai kringetjie van daai klomp mensies daar en dan bind hy koppel hulle aan die verre toekoms. Daardie eerste nagmaal aand
bepaal alreeds die verste toekoms vir die wat in hom glo. Ek sê dit weer, daardie eerste nagmaal aand bepaal reeds die verste toekoms vir die wat in hom glo. Ek sê dit weer, daardie eerste nagmaalsaand bepaal alreeds die verste toekoms vir die wat in hom glo. En dit is en bly die sekerheid wat die Here tot vandag toe op hierdie goeie Vrydagmôre gee, wanneer hy die brood en die wyn laat uitdeel, soos wat vanoggend gaan gebeur. Is nie ek wat dit uitdeel nie, dis Christus wat dit laat uitdeel. Hy sê, niks kan julle van my skei nie, en niks kan julle ook van mekaar skei as julle kinders van die Here is nie, totdat ons saam die nuwe wyn gaan drink, op die nuwe aarde. Kan jy sien, waarmee versterk Jesus alreeds vir Petrus, want hy het ook daar gesit. Kan jy sien, waarmee versterk die Here Jesus vir Petrus, nog voordat Petrus hom kon verloon het? Sien jy dit almal? Net na die Pasgamaal en nadat die nagmaal ingestel is deur die Here Jesus, en almal nou met goeie moed 'n lofsang sing, vers 30, kom Jesus se volgende woorde egter soos 'n emmer koue water in hulle gesig. Hy sê, julle almal, nie net Petrus nie, julle almal gaan vannag nog vir my in die steek laat, binne enkele ure. Soos die Heilige Gees eeue tevore deur Sagaria die profeet gesê het, die herder sal deur God doodgemaak word en die skape uitmekaar gejaag word. Maar ek gaan uit die dood uit opgewek word. En nadat ek uit die dood uit opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Kyk uit daarvoor. Jesus sê, omdat julle nie verstaan dat ek moet ly en sterf nie, en omdat julle nie verstaan waarom ek moet ly en sterf nie, gaan julle my almal in die steek laat. En sodoende gaan julle my lyding net erger maak. En tog gaan my lyding wat julle my aandoen, gaan dit julle verkeerdheid en sonde en onversoendheid met God regmaak. En dit sal alles volgens die skrif gebeur. Dit moet gebeur want die Bybel sê so. Maar kyk, wow, wag. Julle gaan nie in 'n wanhoop verval nie, ouens. Want ek sal deur die Vader uit die dood uit opgewek word. Dit gaan Sondag wees. En dan gaan ek julle vooruit na Galilea. Kan jy sien hoe Jesus met sy woorde voorsorg tref vir wat daar nog gaan gebeur? Al gaan julle totaal verval en faal, kondig ek nou reeds julle oorwinning aan. Ek doen dit. Ek sal dit doen. Ek sal my disippels wat my loslaat nie. En ek gee vir julle selfs 'n wagwoord vanaand. Ouens, ek sê vir julle. Ek gee vir julle ouens 'n wagwoord vanaand, sodat wanneer ek uit die dood uit opgestaan het, julle sal weet dat dit regtig ek is. En weet julle wat is daai wagwoord wat ek vir julle gee hierso? Die wagwoord is Galilea. Volgende week. Kyk uit, volgende week. Na my opstanding sal 'n klompie vroue van my opstanding getuies wees. En hulle sal spesifiek hierdie woord Galilea gebruik. En dan gaan julle weet dat hulle getuienis eg is. Wanneer julle hoor hulle praat van Galilea. Kan jy hoor, gemeente, wie beheers die hele proses? Nie Petrus nie. Nie Petrus is sy swakheid nie, maar Jesus, wat vooruit weet dat sy skape binnekort sonder 'n herder gaan begin ronddwaal, maar dan kom hy magtiglik vooruit en hy sorg dat hulle uiteindelik deur hulle verwarring heen gelei word. En hy gaan voorstap. Voordat hulle vlug en val en tekeer gaan, beskerm hy hulle alreeds hierdie donderige aand beskerm hy alreeds teen die wanhoop wat kom. Is dit nie 'n wonderlike God nie? Ek wil vir u vra, wie kon hierdie evangelie uitgedink het? Dis buite die mens, maar dis vir die mens. Kyk hoe beskerm hy hulle vooraf met belofte woorde. 'n Mens wonder onwillekeurig, maar hoe gaan hierdie disippels nou op hierdie woorde reageer? Wel, Petrus reageer onmiddellik in sy aard. Hy sê, hoorie, ek wil net vir u sê, Here, al sal almal van hierdie ouens vir u in die steek laat, nie ek nie. Ek sal dit nooit doen nie.
Ek sal eerder saam met u doodgaan. O, die Here so lief gehad, ongetwyfeld lief gehad. Jy sien Petrus, hy bedoel dit ongetwyfeld opreg, maar eintlik verhard hy hom teen wat Jesus nou net gesê het. Sy verloning van Jesus het eintlik hier met hierdie woorde al klaar begin. Hier waar hy op sy eie kragte en sy eie toewyding en sy eie geloof vertrou om staande te bly. En hy erg hom aan Jesus se woorde. Daar het hy eintlik al begin val. En toe sê Jesus, man, ek wil net vir jou sê, binne ure gaan jy my 3 keer verloon. Daar's min plekke in die Bybel waar mense jou eie onbeskryflike broosheid so diep sien, is dit nie? As juis hier in Petrus se optrede daardie nag, toe Jesus voor die Joodse raad verskyn het. Dit was net enkele ure hierdie gebeure, net enkele ure nadat Petrus so vuriglik verklaar het hoe hy bereid is om saam met Jesus te sterwe, net enkele ure, toe tuimel Petrus se hele toewyding in een. En onthou, al die disippels het gevlug. Hierdie inherente swakheid kleef aan almal. Dis 'n misverstand, vriende, om te dink dat ek kan myself by die Here hou deur middel van my toewyding aan hom. Hoe dikwels dink ek dit nie? Ek kan myself by die Here hou. Petrus het gedink dat hy baie toegewyd aan die Here is, en hy was. Hy het gedink dat hy 'n diep geestelike gelowige is, en hy was. Maar toe die geringste teenstand kom, toe stort die kaartehuis van sy toewyding in mekaar. En toe moes hy eers later besef dat wat hom eintlik staande gehou het, was nie sy toewyding aan die Here nie, maar dit was die Here se toewyding aan hom wat hom staande gehou het. Jesus se belofte van herstel nog voordat Petrus geval het hom uiteindelik gered. Het die Here Jesus dan nie in Lukas 22 vers 31 vir Petrus gesê, hoorie, Simon, 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 die bekende woorde, Lukas 22:31 waar Jesus sê, Simon, Simon, Satan begeer vuriglik om jou soos koring uit te sif, maar ek het vir jou gebid. Sien nie, dis dieselfde. Nie Petrus se beloftes aan die Here nie. Die Here se beloftes aan hom. Nie Petrus se gebede nie, Jesus se gebed. Die einste lyding en sterwe van Jesus wat die Petrus nie verstaan het. Hy het verstaan hy het dit nie verstaan nie. En uiteindelik was daai lyding van Jesus sy redding en sy behoud. Vriende, die ware toewyding aan die Here Jesus Christus. Die ware, nou praat ek van ons en van my. Die ware toewyding aan die Here Jesus Christus kry diep betekenis en diep krag in 'n mens se lewe wanneer jy leer om vas te klem aan die Here se keuse vir my en dat hy met sy eie bloed dit beseël het vir my. Maar jy moet eers jou eie ellendige swakheid leer ken voordat jy hierdie dinge kan begine verstaan. Jy moet eers die totale ontoereikendheid van jou hele godsdienstsysteem moet jy eers ken voordat jy kan leer om op Christus en sy verdienste alleen te vertrou. Hierbo by Cape Medikliniek is daar wonderlike behandeling en instrumente en mediese toerusting. Net hierbo. Jy kan stap soontoe. Maar ek waarborg u, min van ons gaan wanneer ons by hierdie deur uitloop vanmôre, gaan ons hier op na die Medikliniek toe. En sê, sit asseblief daai wat dit ook al is. Wie gaan dit doen? Dit beteken nie die toerusting is nie wonderlik nie. Dit beteken nie dit is nie effektief nie. Maar dit beteken ek dink ek is gesond. En omdat ek gesond is, waarom sal ek gaan vir behandeling? Ek sê weer, hoor jy my vriend, ek en jy moet eers jy moet die totale ontoereikendheid
van jouself leer ken, voordat jy sal leer om op Christus, wat jy nie kan sien nie, sy verdienste alleen te vertrou. En waar leer 'n mens jou eie ontoereikendheid beter ken as deur vir Petrus dop te hou? Yes. Dit is menslik ondenkbaar dat Petrus net enkele ure na daai vurige liefdesverklaring aan Jesus, en nadat Jesus vir hom gesê het dat hy hom gaan verloon, dat hy letterlik oop oë in die gevaarsone instap en dit gaan doen. Selfs toe die haan die eerste keer gekraai het, sê Markus 14, het hy ruk het hom nie tot stilstand nie. Jesus se woorde van net nou kom nie in sy gedagtes nie. Sy woorde aan Jesus kom nie in sy gedagtes nie. Hy word 'n bietjie onrustig, hy skuif net so van posisie. Maar die derde keer ontken hy met 'n eedswering en vervloekinge dat hy Jesus ken. Daardie moment gebruik die Here God die tweede hanekraai om Jesus se woorde skielik tot Petrus se gemoed te laat deurbreek. En Jesus draai op daai moment om en kyk vir Petrus stip in die oë. Skielik besef hy presies wat hy gedoen het, is dit wat hy 'n paar ure tevore ontken het dat hy ooit sal doen. Skaamte en verdriet en berou oorval hom. Maar dis nie die einde van die Here met hom nie. Hy hoor, ek gaan vooruit. Ek kry jou aan die ander kant, Petrus. In Galilea. Ander kant jou duistere probleem. Ander kant jou stryd en smart. Ek kry jou daar. Petrus se trane was nie die bron van sy vergifnis nie. Jesus het die pad na herstel gebaan nog voordat hy geval het. Toe Jesus vir Petrus daardie nag in die oë kyk, na daardie derde verloning, toe was dit nie 'n blik in Jesus se oë, 'n blik van veroordeling nie, maar 'n blik van liefde van die herder, wat sy verdwaalde skaap terugroep. Want Johannes 10 sê Jesus, ek is die goeie herder, ek ken my eie ken my, soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. O, daardie blik in Jesus se oë, sou jy kon sê, het nie Petrus laat ondergaan in skuld en selfverwyd nie. Nee, dit was die begin van sy herstelpad, wat die Here vir hom voor die tyd beloof en beplan het. Ja, hy het tot in die dieptes van sy eie mislukking gegaan, dit is so, maar juist daar, binne in daardie donkerste plek, ontdek hy dat Jesus reeds daar was met 'n plan van herstel. En daarom sien ons, soos wat u goed weet, die bekende gedeelte in Johannes 21, sien ons, na Jesus uit die dood opgestaan het, en in Galilea, net soos Jesus gesê het, daar word Petrus toe herstel. En daarom vra die meester vir hom 3 keer. Hoekom 3 keer? Maklik, daar was 3 verlonings. Die meester vra 3 keer, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Het jy my lief? Elke keer antwoord Petrus bevestigend. En Jesus sê, laat my skape wei. Dis Johannes 21:17, ek lees dit. Hy sê vir hom die 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus was bedroef, omdat hy hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê, laat my skape wei. Het 'n roeping,
Gaan uit, doen dit. Jy sien, is die genade van die Here Jesus Christus. Hy herstel wat gebreek is. Dis wat hy doen. Hy roep wat verdwaal is. Nie omdat ons hom eerste lief gehad het, nie verre van dit. Maar omdat hy ons eerste lief gehad het. Dit staan in die Bybel. 1 Johannes 4:19 sê, ons het hom lief, ja, omdat hy ons eerste lief gehad het. Kom gerus maar met u skuldgevoelens en vrees na die Here Jesus. Kom maar daarmee. U sal agterkom dat u skuld en vrees omtower word tot lof en verwondering. Want hy gaan vir u vooruit. Tot in Galilea, ja, maar ook tot op die nuwe aarde. Hy gaan vir u vooruit. So weg met daardie skuld en met daardie blaam en met daardie vrees. Nou, lof en verwondering. Ek luister nou die dag na 'n preek van Maurice Roberts. En hy is al senior man. Maar hy vertel aan die begin van sy boodskap van hy het altyd gedink hy's 'n wonderlike geestelike man. En toe ewe skielik begin hy oor homself bekommerd raak en hy begin 'n sondebesef ontwikkel. Dit het omtrent vir 2-3 weke so aangehou. En toe gaan hy in die biblioteek van die universiteit, ek is nie seker watter universiteit nie, in Engeland. En hy gaan sit daar in 'n stoel in die universiteit se biblioteek. Hy gaan in die biblioteek en hy sit daar in die stoel. En hy sê, Here, ek sal enige iets doen as ek net vrede kan kry. En hy sê, binne 'n sekonde weet hy dat hy bekeerd is en die Heilige Gees ontvang het. Net dit. Dis al wat hy doen. Here, maar kan jy sien wat het vooraf gegaan? Hy hardloop na die Medikliniek toe. Maar vooraf besef hy eers sy siekte en nood. En hy gaan sit en hy sê, Here, ek sal enige iets doen as ek net u vrede kan kry. Hy sê, en binne 'n deeltjie van 'n sekonde ontvang hy dit. Dit is hoe werklik Jesus is. Jy hoef nie in 'n universiteitsbiblioteek te gaan sit nie. Jy kan net hier in Tafelberg gemeente se bank sit. Jy kan net daar sit waar jy na hierdie boodskap aanlyn kyk, of waar jy luister. Die Here is getrou. Kom ons dank en loof en prys hom vir sy wonderlike genade waarvan ons so bevoorreg was om vanmôre te hoor. Kom ons bid net vir 'n paar sekondes. Ek glo daar's baie mense wat wil uitroep in gebed. Om dit nie onordelik te maak nie, laat ek vir u voorgaan. Here, ons staan absoluut verstom vanmôre oor die liefde wat volhard.
die genade wat vooruitsien, die verlossing wat volbring is. O, laat die Heilige Gees ons harte seël met hierdie waarheid, dat geen verloning so diep is, dat u genade nie dieper is nie. Dat geen trane van berou verlore gaan voor die oë van die herder wat ons terugroep nie. Petrus het ook so gehuil. Maar ons wil ook wandel, Here, in 'n nuwe gehoorsaamheid van die mense wat vrede ontvang het, die mense wat vergewe is. Soos Psalm 130 vers 3 sê, by u is daar vergifnis, sodat u gevrees mag word. Werk in ons, Here, 'n heilige afskuw van die sonde, wat Jesus se kruisiging veroorsaak het, maar ook 'n blydskap in die sekerheid dat, soos 2 Timoteus sê, hy getrou bly selfs as ons ontrou is, want hy kan nie homself verloon nie. Mag die geur van Goeie Vrydag, die geur van 'n gebroke liggaam en vergote bloed, ons hele lewe deurtrek en ons bewaar tot die dag wanneer u Seun Jesus weer kom met groot krag en heerlikheid. In die naam van Christus. Amen.